Aluma Capital, altyd aan die groei. Ons moet praat oor plaaslike en internasionale nuus en Sharonika Nel sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Shar. Môre julle. Wat is jou lisensie storie daar van die platteland af? Ek het 'n fabulous lisensie storie. So ek gaan ook net hallo tannie Maggie wat Pieter Retief se lisensie skool ran daar. So sy het altyd as jy so 3 of 4 op een dag moet gaan, dan pak sy daar met haar kampstoel en haar koelertjie met haar toebroodjie en haar koeldrankie in. En dan sit sy nou en kyk of hulle jou nou reg hanteer. Sy sit die hele dag daar tot al haar studente klaar is met hulle lisensietoetse. So hou hulle dop om seker te maak Hulle word reg hanteer. Ja, maar kyk, dis 'n oulike. Kyk mense, ek sê vir jou, die mense wat die bestuursskool het, ander tipe mense, ek hou van hulle, ek waardeer hulle ongelooflik baie. Verskriklik. Want ek het op die plaas geleer bestuur, so 10-2 was nie vir my belangrik. Nee. Dit was kan aan agterwiele verbykom om ek draai. Dit is belangrik. Shar, ons begin vanoggend sommer ons hou by die pad en dit is natuurlik die etolskuld. So net wanneer jy nou gedink het etol is nou regtig iets van die verlede, en daai papiertjies wat jy net so willens en wetens eintlik maar in die asblik gegooi het of in jou laai gegooi het, nie ek ken mense na bewering. So Outa en Sanral het nou besluit hulle gaan groot mense wees en om 'n tafel sit en nou kyk hoe gaan hulle hierdie situasie medieer, want daar is nog steeds hofsaake in die pipeline rondom historiese etolskuld. Want weer eens soos ek sê, na bewering is daar mense wat nooit hulle etolskuld betaal het nie. Dis nou nie die mense met die tags nie. Ja. En dit is miljoene rande. Daar's honderde miljoene rande. Daar is oor die 2000 mense wat hierdeur geraak word, want voor etol toe nou amptelik afgeskaf is daai tyd, het daar dagvaardings uitgegaan vir mense se etolskuld. En nou sit ons met die situasie dat nadat afgeskaf is daar nooit daai dagvaardings is nooit teruggetrek amptelik nie. So wat Outa sê is daar moet net 'n finale besluit geneem word om daai dagvaardings terug te trek. Jy kan dit nie net in die lug laat hang nie. So hulle het vir Sanral aanvanklik gedagvaar om hierdie skuld basies dan nou amptelik af te skryf. En daar het nie veel daarvan gekom nie, maar hulle gaan nou maar eerder om 'n tafel sit sodat hulle kan besluit, gaan ons nou hof toe of nie. Want Outa sê, dan, as hulle hof toe gaan, Sanral moet nou besluit, wil hulle gaan beklei in die hof of nie, of hulle moet dan die regskostes betaal. Want ons weet, dis ook nou nie die enigste skuld issue in terme van die etol nie. Die verdeling van die 70-30% tussen die nasionale regering en die Gautengse departement van vervoer, wat dan die ou koste van die etol sou absorbeer. Wel, dit lyk daarom vir my, ek weet Lebogang Mahile van die Gautengse wetgewer het gesê, luister, ons het nou al 'n groot gedeelte van die skuld waarop ons ooreengekom het betaal, en hulle het 'n betalingsplan. En dit gee nou weer vir jou, aan die ander kant, dis redelik 'n donker kringloop, daar's baie kritiek, want nou word daai geld gebruik om historiese etolprobleme aan te spreek, maar nie vir onderhouding van ons paaie nie. Ja, want dit was oorspronklik die ding, hoekom ons gesê ons gaan tolgeld betaal, sodat ons paaie onderhou kan word. Sodat die paaie aan die ander kant ook onderhou kan word, aan die kante van die Gautengse etolhoofweg. Dit het nooit gebeur nie, daai paaie is nooit onderhou nie. Nee, en dit voel vir my dit is amper soos 'n klererekening waarop jy skuld. As jy hou aan daai klererekening afbetaal, maar jy dra vodde. So dis vir my 'n baie catch-22 situasie op hierdie stadium. Dan moet ons gesels oor gee vir mense brood om te stem. Ag, ons en as jy vir mense brood gee om te stem, hoe durf jy vir hulle brood gee as jy vir hulle eintlik moet werke gee? So ons adjunkminister van Bosbou, Visserye en die omgewing, ons eise Marie Antoinette wat toe nou gesê het, gee hulle brood. Sy het nou nie koek uitgedeel nie. So die adjunkminister Bernice Swarts wat nou sê, die hele polemiek rondom, julle sal onthou so 'n week of wat gelede, wat hulle brood uitgedeel het, wat hulle gesê het, maar 1 brood, 1 gesin. Dis waar die aanvanklike kritiek ingekom het. Wat hulle gesê, dis baie neerhalend teenoor 'n gemeenskap wat werklik gebuk gaan onder hongersnood, mense wat onder die broodlyn lewe. En sy het baie kritiek gekry, selfs deur die ANC uitvoerende komitee aangespreek, want sy was in vol ANC klere gewees, en dit wat op haar sosiale media gepos is op daai stadium, was
dit het gelyk soos 'n ANC veldtog. Ja. En nou het sy gesê, luister, jammer, dit het niks te doen gehad met die ANC nie. Dit was nie 'n stemgekopery gewees en 'n veldtog voor die munisipale verkiesing nie. Al het jy ANC-klere aangehad. Al het jy ANC-klere aangehad. So kom ons gee haar die benefit van die bout. So sy sê dit was deel van die Bernie Swarts stigting waarvan sy deel is, wat baie doen vir gemeenskappe. Regtig, dit sal ek 100% gee. My probleem is hier, nou sê sy dit en sy het om verskoning gevra dat dit dan nou verkeerd opgevat is. Nadat daar polemiek was. Nadat daar polemiek was en dit het niks met die ANC te doen gehad nie, weer eens maar die volle ANC regalia. Maar News24 het juist teruggegaan en al die sosiale media posts gaan kyk, daar's niks gesê van die stigting nie. Ooit in enige een van daai posts nie. So dis maklik om nou 'n bietjie water te trap nou dat sy in die moeilikheid gekom het, want sy het selfs 'n brief gekry van die uitvoerende komitee van die ANC af. Sjoe, dis skokkend. Dis eintlik al wat ek wil sê. Dit is skokkend en soos jy sê ook, jy weet, ons mense soek werke. Dis wat mense soek, hulle soek net 'n brood. Maar hulle word hanteer soos onderklas burgers en jy mag een broodjie per gesin kry, terwyl dit eintlik daardie persoon se verantwoordelikheid is om werke te stig en in die ekonomie te stimuleer, dat daar genoeg werksgeleenthede is. En dit is net nog op my hartseer, want ek wil my nie uitspreek daaroor nie, maar ek vermoed ons gaan dalk met die aanloop tot die munisipale verkiesing baie meer van hierdie stories bespreek. Ja, verseker. Dan nog iets wat moontlike krisis gaan word, nog meer vir, ek wil sê motoriste, maar op die storie ontklaar vir mense wat 'n vlugkaartjies koop, is die brandstof. Kyk, ek lê nagte wakker op hierdie stadium vir daai rande en rande wat ons verwag op die brandstofstygings volgende maand, maar dit is ook nou besig om ons lugrederye te beïnvloed. En uit die aard van die saak, mens kon dit sien kom het, maar die lugredery Fly Safair, wat nou gesê het, hulle is regtig jammer, hulle kan nie verder die increase van die brandstof hanteer nie. Want net vir interessantheid, ek het op my rug geval toe ek hierdie sien, wat hulle noem die Jet A1 brandstof by die Suid-Afrikaanse lughawens, wat in die laaste week 70% gestyg het. So die mense het begrip daarvoor dat die redery nie hierdie heffing alleen kan dra nie. So hulle het nog gesê, hulle is regtig baie jammer, ek kon dit vir lank absorbeer, maar net nie meer nie. So die kliënte gaan dit nou sien wanneer hulle kaartjies bespreek. Dit is wel net belangrik om te weet dat dit op die 12de Maart dan nou in werking getree het. As jy jou kaartjie voor dan bespreek het, dan gaan dit geen invloed op jou hê nie, want jy klaar jou kaartjie gekoop. Sou jy veranderings aanbring aan jou kaartjie wat jy voor 12 Maart bespreek het, gaan dit wel gereflekteer word in die koste van die veranderings. En dan tot en met die 12de Mei. Dis 'n tydelike maatreël wat Fly Safair ingestel het. So ek sal voorstel as jy nou moet vlugte bespreek vir iets, kyk of jy so 'n bietjie oor die hekkie kan spring, want dis slegs van toepassing vir vlugte voor of op 12 Mei. En hulle sê ook binnelandse vlugte, maar ek moet bieg, ek het na vlugte in Namibië gekyk laasweek en dit het ook verander. Ja. So dinge is al besig om oral te verander. Nou natuurlik kom dit in die groot klok hang, die brandstofkwessie. Is daar ook nuus oor 'n Mamelodi entrepreneur wat Spaza winkels se vuil olie wil vat, skoonmaak en biodiesel daarvan maak. Hier is nie 'n nuwe idee nie. Ja. Maar dis nou, jy weet, omdat ons almal dink aan diesel en dis meer. Presies dit. En waarvan ek hou van hierdie is dis regtig 'n gees van entrepreneurskap. Hierdie is nie een of ander groot chemiese maatskappy of brandstofmaatskappy nie. Dit is 'n doodgewone entrepreneur wat geen wetenskaplike agtergrond het nie, wat basies net daaraan gedink het, hoor jy, veral Spaza winkels. Wat kan hulle doen om die hoeveelheid olie wat byvoorbeeld in dreine afgegooi word, wat 'n groot invloed het op waterstelsels en afvalstelsels, om daar half 2 vliee met een klap dood te slaan. So hy het so 'n bietjie begin eksperimenteer. Hy het 'n paar Spaza winkels gekry om hulle ou olie vir hom te gee. En hierdie man is besig om toetse te doen. Ek voel in een van daai stoeiprogramme is, moet hierdie asseblief nie by die huis probeer nie. Hy het 'n pan wat hy besig is om te gebruik. Daar is chemikalie wat heeltemal bo my kop gaan oor die proses oor hoe hierdie werk. Op News24 verduidelik dit nou alles vir jou mooi in diepte. Maar hy sê die wetenskap is daar en met goeie belegging kan ons vinniger daar uitkom. Soos wat jy ook reg gesê, dis nie 'n nuwe idee hierdie nie, maar ek hou daarvan dat
dit is half vir my voel soos Jan Alleman wat ook nou 'n bydrae probeer lewer. Dit was eintlik net vir my so mooi. Hy was by die Energie Indaba, die Afrika Energie Indaba met sy ou stalletjie daar tussen groot spelers in Kokkedore in die energiebedryf en hy het sy man gestaan. Ek wonder of hy net ook die registrasiefooie en die meer permitte in die hande sal kry voordat hy begin diesel verkoop. Ja, want dit is ook nou, ek dink hy moet eers op hierdie stadium die diesel net reg kry wat hy sê sy uitdaging op hierdie stadium is hy weet die ideaal is dat hy tot en met 100,000 liter ek dink per week sal kan maak as hy dit reg kry. Maar hy sê op hierdie stadium is elke batch is nie dieselfde nie. So met respek Moketsi Makena, ek gaan nou nog nie van jou diesel nog nie jou gebruik. olie in my kar of my generator nog 'n rukkie gooi nie. daarvoor, nee, ja. Ons sluit af met banknote en die Britte wat hoogs ontstel is oor die banknote wat verander. Jennifer, die Britte is mos maar altyd ontstel oor alles. Hulle doen dit met 'n stywe lippie, maar hulle is altyd ontstel. So, julle sal self onthou waarom onder die kraag Suid-Afrikaners was toe ons banknote daai tyd verander het en nou maak dit glad nie meer aan ons saak nie. Maar wat interessant is hier, so die redelike bekleierery gaan nou oor Churchill wil afval. En ek moet sê ek het ook histories gesproke sal ek ook nou nogal redelik te nagekom voel teen dit. Maar dit waarmee hulle dit wil vervang is eintlik die lekker gesprek. Die Britte is nie so gelukkig soos ons wat 'n groot 5 het. Wat 'n maklike, as ons diere gaan opsit, groot 5 nie. So hulle is besig met gesprekke oor wat se diere. Laat dit meer gaan oor die eienskappe van die dier. Byvoorbeeld Churchill se kleindogter Emma Soames wat vir die BBC gesê het, sy het nou nie gedink dat haar oupa groot nou vir altyd noodwendig op die banknote gaan wees nie, maar as sy nou moet kies, sal hulle hom met 'n bewer vervang, want dit uithou vermoë en so aan, maar die dierebeskermingsvereniging in Brittanje het ook byvoorbeeld 'n rot voorgestel. 'n ratel is die ander voorstel. Ek is pro 'n ratel. Ek dink 'n ratel is al ratels in Engeland. Blijkbaar. Maar duwe was die ander voorstel geweest. Gooi tog die mense het nie diere daar nie. So duwe, rotte en bewers. Duwe, rotte en bewers. So daar gaan nou nog baie gesprekke. 'n rot. Want dit is 'n hardwerkend ook uithou vermoë. Wel, die rot laat my dink aan 'n Black Plague. Wil daaraan dink die stories gaan. Ja, nee, as jy nou weer Verenigde Koninkryk toe gaan, Jennifer, bring asseblief vir my 'n pond met 'n rot. Nie Winston Churchill nie, 'n rot. Vertel hierdie asseblief vir Gert van die Westhuizen as hy weer hier is. Ek kan nie. Ek is meer omself oor Jane Austen wat remove word, maar in 'n geval, Sharma, dankie vir die saamgesels vandag. Dankie julle. Dit is Sharon Kanaal, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.